Die woord van die Here oopmaak vanmôre by Psalm 42. Psalm 42 is van die eerste 7 vers daar. Voordat ons daarby kom ons buig voor die Here. Here onsse God, daar is een God en dit is nie ons. Daar is een God wat in beheer is van alles, oor ewigheid heen, die verlede, dit wat vandag gebeur en ook die toekoms. Ons behoort aan U. Daar is niemand soos U alleen is die alwyse, die ewige, die almagtige, die alomteenwoordige, lewende God, wat eers oor ons hart, oor ons wêreld, oor ons. U is die God wat praat deur eeue heen en ook in ons tyd in Afrikaans met ons uitpraat. Ons het 'n stem nodig, Here, wat ons kenbaar ten deel het. Ons het nie al die inligting. In nederigheid kom vra ons dat U woord vanmôre tot ons harte sal spreek. En dat elkeen van ons vandag daardie een of twee sinnetjies sal hoor, wat ons daai een streekie verder op ons geloofsreis neem. Dis ons begeerte dat U vir elkeen vandag hier sal uitstuur met 'n wete dat die lewende God is wat ons vertrou. Maar nie net elkeen as individue nie, maar ons as 'n geloofsgemeenskap, dat U naam meer en meer oor ons as 'n gemeente sal seëvier, sigbaar sal wees. Sodat elkeen wat hier verbyry, elkeen wat aan ons naam net dink sal weet, U regeer God. En dit beteken dat ons van ons eie wêreld moet afstand doen. Dat ons onsself sal bekruisig sodat U in ons kan leef. Here, ons het elkeen ook maar ons eie idees en ons eie programme, eie bekommernisse, ons eie uitdagings, sieninge. En vanmôre wil ons elkeen as 'n geloofsgemeenskap voor U kom staan en sê, Here, niks hiervan is ewig behalwe U stem. Kom praat met ons. Kom lei ons. Sodat ons kan verstaan wat U vir ons wil sê in die tyd nou. Laat U koninkryk kom. Laat U wil hier op aarde soos wat dit reeds in die hemel. Geliefdes, ons lees uit Psalm 42, ons gaan die eerste 7 verse, wel die eerste deel van vers 7 sluit aan, maar nie die laaste deel wat ons lees nie, soos dat daai eerste deel van vers 7. Soos 'n wildspok smag na water, so smag ek na U, o God. Ek verlang na God, die lewende God. Wanneer kan ek ingaan en weer voor Hom verskyn? My trane is my kos dag en nag, terwyl teestanders my aanhoudend tart en sê, waar is die God van jou? As ek nadink hoe dit voorheen was, is ek ontstel. Toe het ek geloop saam met die aanbidders en in optog gelei na die tempel van God, terwyl ek sing en jubel saam met die skare wat fees vier. Hoekom is ek nou so mismoedig? Hoekom so ewig ontstel? Nee, ek plaas my hoop op God. Ek sal Hom weer prys. Hy is my redder en my God. Ek plaas my hoop op God. Ek sal Hom weer prys. Hy is my redder en my God.
Wat is die mees algemeenste ding wat jy sê as jy in die straat of in die winkel by iemand, selfs nie by die kerk, by iemand verbystap? Eerste ding wat jy sê is hallo of môre, né? Nee. Wat is die tweede ding wat ons sê? Hoe gaan dit? Hoeveel van julle het bedoel wat julle sê? Dit het 'n stopwoordjie geword, né? Nee. Ek onthou nou nog my pa se stem as ek met hom gepraat het, dan sal ek nou op 'n Sondag aand is altyd my tyd om met hom te gesels en as dit sê altyd my kind, ek wil nie weet wat jy vir die ander mense sê, ek wil weet wat jy vir my sê. Dis jou pa. So ek dink ons moet op 'n ander manier hê hoe ons mekaar praat oor hoe gaan dit? Wat het regtig gebeur? Dis een van daai belangrike vrae wat nie 'n stopsinnetjie behoort te wees nie. Want hierdie vraagie van hallo, hoe gaan dit? Is eintlik 'n vuller, soos sê die kundiges. Ons weet nie regtig wat om te sê nie, nou sê ons maar dit en dit gee ons eintlik 'n geleentheid om te sê ek gaan stil staan en ek gaan begin gesels of hallo nee, dankie, gaan goed, dankie met jou. Ja, okay. En dan gaan ons aan. Dis 'n baie gelaaide vraag. En dis 'n vraag wat ek en jy ernstig moet opneem. Hoe gaan dit regtig met jou? Hoe gaan dit met jou siel? Hoe gaan dit in jou geestelike lewe? Hoe gesond is jy op die oomblik daar? Ek dink daar sou is baie kere wat dit kan verander. Die een seisoen kan dit iets wees wat jy dinamies kan sê dit is wel met my siel. En ander kere moet 'n mens baie keer die oomblik wat jy het gesê het skaam raak en sê ek het dit verloor. Is nie wel met my siel. Want daar's baie goed wat 'n invloed het op ons manier van dink oor ons lewe, maar tog is daar die een ding wat so belangrik is dat ons dit nooit vergeet. Hoe gaan dit met jou siel? Groei dit of verkrummel dit op die oomblik? Kom jy nader aan vreugde of is frustrasie besig om oor te neem by jou? Vind jy dat jy rustiger raak en meer vrede beleef of raak jy meer geïrriteerd, meer ongeduldig? Vind jy dat jy meer met liefde optree of raak jy meer skerp en ongeduldig, grof en bekleierig? Ek sien dit gewoonlik in my kar as ek bestuur. En die oomblik wat ek vir myself begin skree in die kar of iemand anders begin skree, dan besef ek dis nie wel nie. Die beter vir my kind gesê. Ek sien dis 'n klomp van julle wat glimlag en hier en daar is daar 'n rooi gesig wat bykom. Want julle weet waarvan ek praat. Ek is nie alleen in hierdie ding nie, nê. Okay. Pieter Scazzero het gesê ons moet gereeld Bybelstudie tye hê. Ons moet gereeld tye hê waar ons fokus op ons godsdiens. Maar dit beteken nie dat jou siel nie ook in 'n groot gemors kan wees terwyl jy dit doen. Ek het al myself geleer dat 'n mens al die godsdienstige dinge doen. Eintlik kan jy sleg te sien. Ek hoop dat die inleiding met jou laat ontspan in die opsig van ons gaan almal daarheen. En die vraag is nie of ons nooit geval het, die vraag is altyd of ons weet hoe op te staan as ons geval het. Ek dink dis miskien wat die Fariseërs in hulle tyd beleef. God eerste, maar ongelukkig met hulle siel nie daarmee saam te doen. Is dit so dat godsdienst baie keer in my en in jou lewe eerste kan wees? Maar dat ons siele die voordeel daarvan trek.
So waar staan jy op die oomblik in jou verhouding met Jesus? Dit is iets waaroor ons meer en meer behoort te dink, liewe vriende. Dis iets waaroor ons tyd moet op sy sit. En oorspronklik was die Sabbatsdag daarvoor bedoel, dat 'n mens stil raak, terugkyk oor 'n week en hierdie vraag vra, hoe gaan dit regtig? Hoe het dit prakties uitvoering gekry in die week wat verby is oor jou verhouding met die Here? Waar kan jy raak sien terwyl jy in die spieël kyk dat hier is die tekens wat vir my sê dit is nie wel nie of dit is wel? En as jy dan moet kyk en dit weer eens die volgende opdrag van die Sabbat gewees om te kyk na die week wat voorlê, te sê waar lê my afsprake? Waar is die dinge waarmee ek betrokke gaan raak? Wat is die aktiwiteite waarin ek myself op my kalender of my almanak reeds vasgemaak? Hoe gaan ek daar instap en wat gaan ek daar agterlaat? Dis deel van die goed waaroor ons elke dag behoort te dink. Ons behoort meer selfondersoek daaroor te doen, maar ons behoort ook meer met ander gelowiges daaroor te praat. En ek nooi jou uit, die van julle wat my nommer het, of nog nie skryf by Adrie, stuur vir my 'n e-pos, stuur vir my 'n WhatsApp, sê vir my hoe gaan dit met jou siel. Dit is nodig dat ons as gelowiges oor hierdie goed praat. Ek dink ons het almal iemand nodig wat ons kan verantwoordelik hou. Hoe gaan dit regtig wees? Wonderlik as jy 'n lewensmaat het wat jy dit kan doen. Dan moet elkeen iemand hê met wie ons kan praat en sê, dis hoe dit regtig is. Daarom terwyl ek oor hierdie goed gedink het die afgelope week en eintlik al 'n hele seisoen lank wat ek hiermee besig is, besef ek dat die Here is besig met my in my lewe met iets baie spesifiek. En soos die tyd aangaan ontdek ek sulke klein deeltjies daarvan van waarmee die Here in hierdie seisoen met my besig is. Ek hoop jy is ook daarmee besig. Dat jy gereeld vir jouself die vraag vra, wat hoor ek op die oomblik van die Here? Waaroor praat die Here met jou? Ek gaan vanmôre iets probeer deel van wat ek glo die Here met my besig is om te praat. En terwyl ek daaroor gedink het, het ek gewonder, maar is dit nie ook die manier waarop die Here met ons as 'n geloofsgemeenskap praat? Miskien kan ek jou sensitief maak om hieroor te begin dink. Miskien kan dit vir jou bevestiging wees van 'n nuwe uitdaging. Daarom wil ek graag 'n paar gedagtes met jou deel oor hierdie honger na wanneer kan ek weer opgaan na die Here? Wanneer kan ek weer in sy teenwoordigheid wees? Wanneer kan ek dit weer hê soos wat dit altyd was? En baie keer voel ek die honger en die dors na meer. Dat dit wat nie is. Dat dit wat beter kan wees. Hier is 'n paar gedagtes wat ek graag met jou wil deel. Daar het 'n magsverskuiwing plaasgevind waarin Jesus meer word en ek minder. En daai proses is nog nie klaar. Dis 'n proses waaraan elkeen van ons uitgelewer is. Dat daardie magsverskuiwing moet plaasvind. Ek het ontdek dat my idees en my oplossings nie altyd werk nie. Gewoonlik minder werk as wat ek wil voorsien. Ek is nie slim genoeg. Ek het nie al die wysheid. Paulus sê ons kyk in 'n dowwe spieël, ons sien maar 'n raaiselagtige beeld. Maar eendag sal ons weer sien wat God ons bedoel het. En dit het ek besef dat Jesus weet wel alles. Hy is die een wat alle wysheid het. Ek het weer opnuut ontdek die afgelope jaar veral in my lees en in my studie weer opnuut ontdek hoe groot God regtig is. Jy sien die tyd waarin ons lewe, is daar soveel mense wat vir ons vra oor die bestaan van God en die lewe op ander planete en is ons regtig alleen en hierdie idee
van wat ons het oor God, is dit regtig so, en die vraagtekens wat mense het, wat nie in God glo nie, maak baie keer dat daar by ons 'n kruisvaring is. Jy het dit al gelees? En ek kom agter dat hoe meer ek begin fokus op die almag van God en minder oor my wêreld, meer oor die grootheid van die Here en minder oor my probleme, meer oor wat in die woord staan en minder oor wat in die nuus geskrywe word, hoe meer ek my fokus op die dinge van die Here, hoe meer word die Here van die dinge vir my onmisbaar, onherhaalbaar, uniek. Niks kan ooit met sy wysheid kompeteer nie. En terwyl ek dit sê, wil ek dit besef ek die gewig van hierdie woorde. Want ons praat so maklik en ons luister nie altyd so mooi na die twee woorde. Niks kan kompeteer met die wysheid en almag van die Here. Daar kom 'n tyd in ons geestelike lewe wat ons weet, die Here weet beter. Vriende, hy weet ook beter in 2025. Die feit dat hy nie met 'n kar gery het op aarde nie, en die feit dat hy nie internet gehad het nie, beteken nie dat hy nie iets beter gehad het as dit. Hy het die ewige toegang en die direkte kontak met die lewende God van hierdie skepping gehad. Daarom het hy alle mag en heerlikheid op die vingerpunt gehad. God weet meer van 2025 en 2026 as wat ons kollektief ooit by mekaar sal uitkom. Dit pas by ons om nederig te wees voor God se wysheid en God se almag, ook oor die tyd en sy insig oor ons lewenskeuses vir die tyd waarin ons. En daarom besef ek dat ons moet meer en meer daaroor begin praat en meer te mekaar sê. Die een wat die heel beste weet, is Jesus Christus deur ons lewende God. En ek kan hom vertrou in alles. Sy mening is deurslaggewend en ek kan hom volg blindelings waar hy my lei. Sien, dan begin jy die Bybel lees met 'n ander oog. Nie noodwendig met die Bybel vasvra in gedagte nie, maar dan begin jy die Bybel lees met die wysheid wat God vir my opgeteken het deur eeue heen in hierdie boek. Hy kan lei met my keuses vandag en die moeilike dinge waarmee ek vandag te doen het. En die oomblik wat ons besef die antwoord lê by God, begin ons ook outomaties weer ontspan oor ons eie oplossings en hoe ons dit sal hanteer. Ek glo met my hele wese dat toe die Here vir sy disippels gesê het, hulle sal julle voor die regbank bring, moenie bekommerd wees oor wat julle daar sal sê nie. Ek sal daar vir julle sê wat julle moet sê. Ek het dit al hoeveel keer in my lewe gedoen. Minder van my eie voorbereiding te kry vir 'n bietjie meer van vertroue op hom. Doen wondere. Daarom vriende, ondersoek die woord van die Here om sy kosbare insig te kry wat hy vir ons gratis aanbied. Dis in ons hande. So hier is wat ek by die Here hoor. Jesus is die weg en die waarheid en die lewe en niemand kom na die Vader toe behalwe deur hom met 'n herstelde verhouding as hy op sy nie erns gemaak het in die godheid van Jesus. Jesus is die geliefde seun van God, wat God maak slim is. As jy by God wil uitkom, moet jy 'n studie maak van Jesus. Doen moeite, spandeer tyd in die woord om Jesus te ontdek. Tweede gedagte. Hierdie honger en dors na 'n verhouding met God moet 'n konstante fokus wees. Anders gaan dit afkoel. Dink aan 'n gieter wat gate het aan die onderkant. Jy moet hom die heeltyd vol water hou, want dit loop uit onder.
Dit raak leeg as die tyd aan. As jy nie die heeltyd waarde toevoeg vanuit die Here se wysheid in jou lewe nie, gaan dit later dreineer en jy gaan arm en droog aan die ander kant. Die feit dat jy 'n jaar terug, 2 jaar terug, 20 jaar terug, 60 jaar terug jou hart vir die Here gegee het, beteken nie dat jy nou 'n siel het wat vormbaar is, soos klei in die hande van die pottebakker. Ons moet in die tyd waarin ons nou leef, op so 'n manier leef dat God ons kan vorm. En as ek en jy by 'n fase kom waar ons afkoel, dis nie iets om weg te steek nie. Dis waarskynlik iets om bietjie oorskaam te wees, maar om dit te erken is een van die mooiste dinge wat daar kan wees. Die eerste tree na geestelike herstel is om te kan sê, ek is nie meer waar ek hoort te wees. En daardie openheid moet daar tussen ons as gelowiges wees. Ek wonder of dit nie dalk die bedoeling was waarmee is dit Petrus of Paulus wat dit gesê het, dat ons moet gaan na die ouderlinge en ons moet daar ons sondes gaan bely. Dat dit die manier was waarop ons 'n geestelike mentor moet hê, met wie ons kan gaan sê, op die oomblik, dit is nie wel met my siel. Ek het afgekoel. Dis nie waar die Here wil hê ek moet wees. Dis 'n klomp goed wat 'n effek op my lewe ingebring het. Daar's goed wat vir my sleg op my uitgewerk het. Daar is siekte, daar's dood, daar's eensaamheid, daar's wat ook al gebeur het. Hierdie goeters het my 'n bietjie geruk en geskit. Dit het my so 'n bietjie ontwortel en nou is ek nie meer waar ek was. Om dit te erken is een van die grootste, diepste, geestelike leierskapsdinge wat jy kan doen. En hierdie afkoeling gebeur oor verskillende redes en is verseker nie Jesus se skuld. En almal is dit ook omdat ons sleg is. Maar dit is 'n goeie goed wat het bomme wat bars in ons lewe. Wat maak dat ons fokus net daar is om vure dood te slaan. En voor jy kan kry, het jy 'n ritme begin aanvaar wat nie was toe jy naby die Here was. Ek het agtergekom dat hoe besigger my dag is, hoe moeiliker my dag is, en soms beteken ook hoe makliker my dag is, dit 'n invloed het op wie ek pad vir die Here leef. Baie mense sê vir my, ek is so besig, ek het nie tyd vir hierdie dinge nie. En nou dat julle weet dat ek ook elke dag van maandag tot Vrydag gewone werk is, is enigiets verder. Is dit nie, dis nie 'n dominee wat elke dag met die Bybel kan rondloop wat dit vir jou nou sê. Dis 'n gewone mens wat saam met jou in die werk werk. Ouens, op tyd vir die Here word afgeskeep omdat ons sê ons is te besig. En baie mense sê, nee, weet jy, as ek by my aftrede kom, dan gaan ek dit nou reg. Of as ek met vakansie gaan, dan vra ek jou, as jy met vakansie gaan, lees jy meer Bybel of minder Bybel? Jy sien, dis 'n illusie wat ons vir onsself geskep het. Dat ons sê ek is te besig om by die dinge van die Here uit te kom. En dan is dit so. Daarom is dit so belangrik dat ons hierdie goed maar in die spieël moet kyk. Om in 'n verhouding met die Here te staan, is iets wat net normaalweg gebeur nie. Dis nie 'n maklike vloei nie. Dit vra energie van jou kant. Dit vra dat jy energie daarin sit. Dis 'n doelgerigte, dis 'n gefokusde en dis 'n gedissiplineerde oortuiging dat dit sal beter word in my siel hoe meer tyd ek aan die Here vind. Daarom is daar baie maniere waarop doen. Ek ken besigheidsmense wat besluit om 'n uur vroeër werk te gaan en voor die kantoor oopmaak, vir 'n uur in sy kantoor in sy kar te sit. En dit is sy tyd wat hy met die Here spandeer. So as die kantoor deur oopgaan, dan kan hy instap en hy kan daar gaan fokus op dit wat daar gebeur. Ek het die afgelope paar weke, maande, het ek besef dat my eie tyd vir die Bybel
Kinders wat ek graag wou hê. En julle ken dit seker nie waarskynlik almal, maar ek noem dit dan sommer net omdat dit vir my van waarde geword het. Daar is 'n Bybel app wat jy op jou foon kan use. Ek het hom in Afrikaans vir my afgelaai en ek het 'n Bybelplan vir my begin neersit waar ek elke dag 'n paar hoofstukke lees. Met die bedoeling dat ek 31 Desember die Bybel sal deurlees. Die tyd, net daai bietjie iets wat my help om my te struktureer. Help my fokus om by die Here se dinge uit te kom. En dan op die ou einde tog ook by die Here van die Here uit. As jy 'n hulpmiddel nodig het om jou te struktureer, om jou tyd vir die Here te hê, daar is moontlikhede. Daar is oplossings hiervoor beskikbaar. Maar die verskoning van, weet jy, ek is te besig en waar gaan ek tyd kry in my besige dag? Ek werk van 6:00 die oggend tot 7:00 die aand. Ek het nie nog tyd vir dit ook nie. Dit is 'n illusie. Weereens, dit voltyds die bedoeling was, kon jy my daarvan beskuldig het dat jy sê ek weet nie dit is nie werkbaar nie. Ek weet dit is nie werk. Dis moontlik, dis nodig, moet daarby uitkom as ons wil 'n lewende verhouding met die Here wil hê, as daar 'n honger by ons is om by die Here uit te kom, as ons wag na die Here se stem in ons lewe, dan is daar maniere om daarby uit te kom. Daarom is dit my oortuiging dat die Here wil hê dat daar tog 'n spesifieke tyd op sy gesit moet word waar ons kan fokus. Hoe moeilik dit ook al vir jou is in jou dagtaak, vind 'n spesifieke tyd wat jy sê ek sit dit uit vir die Here. En hier is nou 'n stukkie wysheid wat ek ontdek het. Maak seker dat jy iemand wat jy getrou hou in daardie besluit neem. 'n Goeie vriend miskien, 'n lewensmaat, vriendin, 'n kollega, maar iemand wat as hy vir jou die dag vra, het jy vandag by jou tyd vir die Here uitgekom? Vir wie jy eerlik sal sê ja of nee. Want dis ons probleem dat ons van eerlik is oor baie goeie, maar oor die goed wat die meeste saak maak behalwe is die maklikste skaam word. Dit is wat ons die moeilikste keer. Dis wat ek by die Here hoor. Om ernstig te wees oor jou verhouding met die Here, vra 'n daaglikse toewyding en konsentrasie om nie dit te laat slip nie. Sit dinge in plek wat jy hieraan getrou kan wees. Dit is die tweede gedagte. Petrus het net 3 gedagtes, dit is die derde een. Ek moet fokus op die dinge wat God sal laat glimlag. Dis 'n ongelooflike gewigtige sin hier. Ek moet fokus op die dinge wat God sal laat glimlag. Dis daardie dinge wat God se goedkeuring sal wegdra. Dis daardie dinge wat sy naam sal verheerlik. Dis daardie dinge wat sy koninkryk sal uitbrei. Ons is so maklik wat ons verval in 'n ding wat vir my gemaklik sou wees. En die oomblik wat ek begin fokus op dinge wat vir my gemaklik is, begin my toewyding met die Here outomaties verswak. Daarom is die groot vraag op die oomblik, waarmee is God besig met my in my lewe? Wat is die goedes wat hy wil rondskuif in my siel om dit beter te maak? As jy daai vraag kan beantwoord, dan kan jy begin om saam met God te werk en nie teen God te werk in dit wat hy graag met jou eie siel wil regkry. Die vraag is dus, hoe kan ek inskakel by God se plan? Waar kan ek 'n bydrae lewer dat God se droom 'n realiteit kan word?
Want God het drome vir ons wêreld. Hy praat daaroor die hele Bybel vol. En jy kan dit nou van toepassing maak op jou eie unieke persoonlike lewe, of jy kan dit van toepassing maak op jou werksomgewing, jy kan dit van toepassing maak op jou vriendekring, jy kan dit van toepassing maak op ons gemeente, jy kan dit van toepassing maak op ons land. Afhangende van die groot jou passie is, die groot jou roeping is, en waar jou roeping is. Maar ons elkeen het die verantwoordelikheid om dit wat God in my en jou lewe wil bereik, dit daar te maak te doen. En ons hoor daai stem wat vir ons sê, nie so. Ja, leef meer so, minder so. Daai reaksie was te sterk. Ons ken, ons hoor daai stem nie mos gereeld. Die oomblik wat ons dit doen, dan sê die Heilige Gees vir ons, nie weer nie. Of nie weer. Jy siel glimlag oor wat jy nou net gedoen. Vriende, as ons by daardie punt kan kom, dat ons kan verstaan dat die Here glimlag oor hoe ons dink en kies en praat en doen, dan is dit wel met ons siel. Ek kom agter dat ons maklik, wanneer ons hierdie fokus verloor, dan begin ons ander dink oor ons plek in die wêreld en dit wat aan ons behoort. Ons geld, karre, ons besittings. Ons begin meer en meer dink dit is myne. Terwyl die Bybelse profiel van iemand wat 'n lewende verhouding met die Here het en wie se siel sag en vormbaar is, het altyd gesê, my alles vir die Here. Ek besit niks, hy besit alles. Hy vertrou my net toe met sekere goed. Ek is bloot 'n rentmeester. Alles is die Here se. Maar wanneer ek dinge vir myself begin toeëien, dan besef ek besig om weg te gaan van God se manier van hoe hy my siel wil sien. Dit raak later so erg en ek ken heelwat mense wat in daai posisie sit. En dikwels nie, ek kom self ook daar, gelukkig nie baie nie, maar kom daar. Waar 'n mens in die verkeer ry en dink myself hierdie spasie voor my het aan my behoort en hierdie ou wat nou hier ingedruk het, hoort nie hierdie. Dan skielik word die pad ook by besit. En daai parkering en daai sitplek in die kerk en daai ding, dis myne. Niks is joune nie. Niks is joune nie. So wat het ek by die Here gehoor? Dis nie genoeg om net te werk aan jou verhouding met my, maar nie toe te laat dat ek jou kan en wil gebruik om deur jou 'n verskil te maak in die wêreld en daar waar jy is. Net so is jou verhouding met my nie 'n kerkding waarin jy die res van jou tyd op jou eie dinge kan fokus nie. Ek en jy is instrumente in God se hande en beskikbaar sodat hy ons kan gebruik waar hy ons wil hê. En hiermee wil ek graag afsluit. Dit was in 'n mate so 'n bietjie van 'n geloofserkenning teenoor julle, maar ek hoop dat dit ook vir jou iets beteken het in jou eie geloofslewe. En ook vir jou iets sê van waarheen wil ons graag as 'n gemeente beweeg. Dis die tipe gemeente wat ons wil hê. Jy dan van 'n dag kan kyk, die voorblad, die skildery wat my kind gemaak het oor hande wat aan die potterbak staan in my studeerkamer. As daar instap, voor ek my goed al klaar gemaak het, partykeer is dit klaar al oop het, onthou ek dit eers, draai ek my stoel, kyk ek vir die skildery. Ek sien nie iets. Sagte klei in die hande van die potterbak. Here, vorm my na u plan met u. Sê vir my waar my siel verkrummel. Wys my waar ek kan
verander. Wys my waarmee is U besig in my lewe, sodat ek meer kan word wat U wil hê. Wys my die besluite wat ek moet neem, wat U sal laat glimlag. Wys dit vir my, en Here, moet dit nie van my af net een keer sê nie, hou aan, en aan, en aan, kerm daaroor. Dit klink maklik, vriende, maar dit is totaal teen ons natuurlike geneigtheid. Dit vra jou volle fokus. As jy hierop fokus, bring dit lewe, bring vrede, bring vreugde en glimlag. Al is dit hoe moeilik. Dit, daardie leefwyse, daardie lewenskeuses, soos wat Psalm 42 van vertel het, is die moeite werd. Dit begryp ek. Amen. Ek wil jou graag uitnooi, terwyl ons nou gaan bid, hierdie te paar vir myself te stil wees vir U. En ek wil jou graag daardie paar oomblikke gee om net hierdie vraag vir jouself dat nou finaal te beantwoord. Hoe gaan dit met jou? Hoe gaan dit met jou? Praat vir die oomblik met die Here, dan sal ek daarna voortgaan.